Armand, Bernard, en ook die res van die familie. Ek dink daar's min woorde wat ons vandag regtig het, maar ek wil u kom bemoedig deur hierdie skrifgedeelte. En ek dink dis die enigste wat ons regtig kan vertroos in tye soos hierdie. Is daar in 2 Korintiërs hoofstuk 1 vers 3 tot en met vers 5. Hy sê geseënd is die God en Vader van ons Here Jesus Christus, die Vader van ontferminge en die God van alle vertroosting. Dat ons vertroosting in hom sal vind, wat ons troos in al ons verdrukking, sodat ons die wat in allerhande verdrukking is, kan troos deur die vertroosting waarmee ons self deur God getroos is. Want soos die lyde van Christus oorvloedig is in ons, so is ons troos ook oorvloedig deur Christus Jesus. En mag julle werklik in hierdie ook vanoggend die vertroosting vind, en dat die Here vir julle ook sal versterk in hierdie tyd. Kom ons maak dit ons harte stil voor die Here, en ons doen 'n gebed saam. Hemelse Vader, ons kom buig voor U, die God van lewe en van dood. U wat die ene is wat die dood oorwin het en vir ons 'n wonderlike weg gebaan het, waardeur die mensdom ook vir ewig met U verenig kan word, deur Jesus Christus, deur U verlossingswerk, wat U aan die kruis gaan bewerk het, U versoeningswerk, waardeur ons met God as mens versoen word, deur die kosbare bloed van Jesus Christus. En Here, ook by hierdie geleentheid wil ons kom bid dat U in besonder hierdie familie sal kom versterk en sal kom bystaan in moeilike oomblikke, in gelukkige oomblikke. Here, want daar gaan baie kere wees wanneer ons gaan terugkyk en daar gaan baie herinneringe wees, dinge wat ons partykeer gaan seermaak, dinge wat ons opgewonde en bly gaan maak. Daarom pleit ek dat U waarlik ook by hierdie familie sal stil staan en hierdie skrifgedeelte ook vir hulle in 'n realiteit sal wees waarin U die vertroosting ook sal bied. Dankie Here dat ons ook maar by hierdie geleentheid liggaam wat U geneem het, weet ons dat dit nie nou net verby is nie. Maar daar's lewe na die dood en daar's oorwinning oor die dood. En dat ons weet dat wanneer ons waarlik weer gebore is, dat ons daardie wonderlike oorwinning saam met U sal geniet. Ewig saam met U te wees, ewig in die hemele. En kan ek maar net kom vra, Here, dat U self sal kom versterk deur hierdie erediens, dat U naam sal kom grootmaak, U self sal kom verheerlik in ons midde. Want Here, dit is tog waaroor dit gaan. Toe U daar by Lazarus se graf gestaan het U in elk geval dit dan ook uitgeroep en gesê dat God hierin verheerlik sal word. En glo ons ook dat selfs deur hierdie dood van Lorraine, dat U daarin verheerlik sal word. Ons sien nie die vrug daarvan nou nie, maar ons weet, Here, daar is 'n hemel wat eendag sal getuig van al die wonderlike vrug. Verheerlik U self dan ook by hierdie geleentheid, terwyl ons ook dan haar lewe vier. Al die eer, die lof en die aanbidding van ons harte bring ons U toe, en ons wil soos Job dan ook getuig en gesê, naak het ek uit my moeder se skoot gekom en naak sal ek daarheen terugkeer. Die Here het gegee en die Here het geneem, die naam van die Here sy geloofd. Amen. Nou, as ons net so 'n bietjie moet terugkyk, dit was so 'n jaar en 3 maande terug wat ons haar weer ken het. Miskien bietjie langer met al die ander dinge wat daarmee saamgegaan het. Maar hoe gaan ons haar onthou? Daar's een skrifgedeelte wat vir my altyd uitgestaan het as ek dink aan Lorraine. En dis Prediker 9 vers 10 wat sê, alles wat jou hand vind om te doen, doen dit met jou mag. Want daar is geen werk of oorleg of kennis of wysheid in die doderyk waar jy heen gaan nie. En as ons dink aan Lorraine en ons dink aan haar lewe, besonder hier by die kerk, dan was dit vir my die ding wat uitgestaan het. Dit wat sy kon gedoen het sy gedoen. Waar sy betrokke kon wees, was sy betrokke. En
Dit is iets wat altyd by my sal bly, as ek dink aan Lorraine. Sy het waardig haar plek volgestaan in hierdie gemeente. Daar was geen plek waar sy nie aktief wou gewees het nie. Sy het oral waar sy haar volle gewig ingegooi het. Sy in haar bestuur was sy waarlik 'n staatmaker gewees. Nog voordat jy dink aan 'n ding, en sy al klaar gedink, en dan bel sy jou, hoor hierso, is dit gereël, is dit gedoen, dis dinge waaraan ek dink, dis goeder wat in plek moet kom. Ek sal dit altyd onthou, sy was waarlik 'n staatmaker, ook in haar bestuur, haar ywer. Sy het werklik 'n ywer gehad, nie net vir die dinge daar by die huis en so aan nie. Kort dan hoor ons aan, was sy maar in die tuin, was sy oral betrokke, maar selfs hier by die kerk, as 'n ding nie hier reg was nie, veral daarbo, en ek dink dis die plek waar ons haar die meeste gaan mis, is daar jou gaatjie wat daarbo gaan wees. As daar 'n ding was wat nie reg is nie, het sy gesorg dat hy reg kom. In die week hiernatoe gekom, uitgesorteer, mense gebel, stiptelikheid. Sy was altyd stiptelik. Sy wou eintlik al voor die tyd by 'n plek gewees het, dinge reeds gedoen gehad het, en dit was vir my altyd uitstaande ook van haar. Haar skoene gaan deur min mense volgestaan kan word, want sy het baie mense se skoene volgestaan. Op die susters bestuur, die susters hoe sy hulle gedryf het, en op 'n mooi manier, nie op 'n lelike manier nie. En by die vlooie, dit wat sy daar gedoen het, en haar ywer, dinge wat gereël was. Voordat ou Jack nog kan dink, en sy al klaar haar lysie vir ou Jack gegee, en gesê, hoor hierso, dis wat ons gaan nodig hê, betaal hier jou geldjies oor. So daar's baie plekke wat haar skoene volgestaan gaan moet word. Die klankbord daarbo. En as ek maar dink, sy was 'n ware regterhand vir ons gewees in hierdie tyd. En as ek dit kan bysê, by dit alles, 'n ware vriendin. Lorraine was 'n vriendin vir baie mense. Sy het in mense se harte ingekruip. Dit wat sy gedoen het, as sy by mense gekom het, sy mense se harte aangeraak. Sy het liefde vir mense gehad, sy het mense getrek. En sekerlik, een van die grootste dinge wat ons gaan mis, is dit wat hier op hierdie foto uitgebeeld word. Haar glimlag. Haar glimlag in hierdie gemeente. Altyd as jy haar gekry het, sy 'n glimlag op haar gesig gehad. Daar's 'n groot leemte gelaat. Mense se lewens, hier by ons kerk, en ek glo ook daar by die huis, waar 'n groot leemte gelaat is. Daarom tannie Wilhelmien, Dries, Armand, Nikita, Werner, Chantel, Davida, elkeen van julle, mag die Here vir julle vertroos. Onthou die mooi dinge, onthou die goeie dinge van haar, en dat die Here julle sal versterk in hierdie tyd, en dat julle sal ervaar, dat die Here ook vir julle besonder ook bekragtig in hierdie tyd, soos ek glo hy al reeds dan gedoen het. Mag die Here vir julle werklik bystaan, en wees verseker van ons voortdurende gebed vir julle. Ons dra julle in gebed, en ja, daar's 'n aflosstokkie. En die vraag maar net vanoggend seker, wie gaan die aflosstokkie vat? Wie gaan aangaan met dit wat sy agtergelaat het? Daar's 'n groot leemte, daar's 'n aflosstokkie, en daai aflosstokkie moet deur iemand geneem word. En mag die Here genade skenk dat ons gewillig sal wees om dit dan ook te doen. Daardie ou skrifgedeelte in Prediker hoofstuk 9 vers 10. Alles wat ons doen, dat ons dit met al ons mag sal doen, want hierna, as ons hier afgesterf het, dan is daar nie meer werk vir ons te doen nie. Dan is dit afgehandel, en dat ons hier reeds dit mag doen waartoe die Here vir ons geroep het. Ek gaan vra dat die gemeente saam met ons sal staan, en dan gaan ons dan ook daardie lied sing, neem my lewe, laat dit Heer, U gewy wees meer en meer. Nie blaadjie, as daar los blaadjies ergens lê, is daar miskien los blaadjies ergens? Is daar mense wat blaadjies kort? Hierso is 'n blaadjie kort, daarso is, wil net so 'n bietjie aangee, anderste kyk maar saam,
dan kan ons saam dit ook sing. Neem my lewe, laat dit Heer. Ons gaan 3 verse staande saam sing, soos in die blaadjie dan ook vir ons aangedui is. Nou die wat die onfeilbare woord van die Here saamgebring het, en saam met my wil blaai en lees daarin. Dries het vir my gevra om gedagte te wissel uit 2 Korintiërs hoofstuk 3 vers 18, wat ook haar gunsteling skrifgedeelte was, en ek glo met reg ook, as jy na die gedeelte ook luister, sal jy verstaan hoekom dit dan ook so was, en dit wat ek ook vooraf gesê het, 'n mens kan nie 'n mens prys nie, God deel nie sy eer nie, maar ons is dankbaar vir 'n mens wat haarself vir God gegee het, en so getuienis ook agtergelaat het. En nou kom Paulus en hy sê ook dan daarin 2 Korintiërs hoofstuk 3 vanaf vers 1, begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig aan julle of van julle? Julle is ons brief, geskryf in ons hart. Ekskuus, ek wil net hierdie ouetjie aan die gang kry. Julle is ons brief, geskryf in ons hart, geken en gelees deur alle mense, omdat julle duidelike brief van Christus is, deur ons diens berei, geskrywe nie met inkt nie, maar met die Gees van die lewende God, nie op klimptafels nie, maar op die vleestafels van die hart. So vertrou het ons deur Christus by God, nie dat ons uit onsself bekwam is, om iets uit onsself te bedink nie, maar ons bekwaamheid is uit God, wat ons ook bekwaam gemaak het as dienaars van 'n Nuwe Testament, nie van die letter nie, maar van die Gees, want die letter maak dood, maar die Gees maak lewend. En as die bediening van die dood met letter op klippe gegraveer is, in heerlikheid was, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die aangesig van Moses nie, vanweë die heerlikheid van sy aangesig, wat tog moes vergaan. Hoeveel te meer sal die bediening van die Gees dan nie in heerlikheid wees nie? Want as die bediening wat veroordeel heerlikheid was, veel meer is die bediening wat regverdig maak, oorvloedig in heerlikheid. Want wat verheerlik was, is ook in hierdie geval nie verheerlik nie, vanweë die alles oortreffende heerlikheid. Want as wat moes vergaan met heerlikheid was, veel meer wat moet bly in heerlikheid. Terwyl ons dan sodanige hoop het, gebruik ons baie vrymoedigheid, nie soos Moses nie, wat 'n bedekking oor sy aangesig gesit het, sodat die kinders van Israel nie die oë kon vestig op die einde van wat moes vergaan nie. Maar hulle sinne is verhard, want tot vandag toe bly by die lesing van die Ou Testament dieselfde bedekking sonder dat dit opgelig word, die bedekking wat in Christus vernietig word. Ja, tot vandag toe, wanneer Moses gelees word, lê daar 'n bedekking oor hulle hart. Maar wanneer hulle tot die Here bekeer is, word die bedekking weggeneem. Die Here is die Gees, en waar die Gees van die Here is, daar is vryheid. En dan hierdie woorde, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Om hierdie gedeelte dan ook reg te verstaan, moet ons teruggaan na Moses toe hy daar by die tabernakel dan ook ingegaan het. En as hy daar by die tabernakel ingegaan het, dan het hy daar die sluier van sy gesig afgehaal. Hy was in die heerlikheid van God, en wanneer hy die heerlikheid van God uitgekom het, dan het daar die gesig van hom geblink. En dit is sekerlik iets wat ons kan getuig van Lorraine se lewe. Daai gesig van haar het geblink. Daai glimlag was altyd op daardie gesig. Want dit wat sy gedoen het, het sy gedoen vir die Here. Daar was nie 'n bedekking oor haar gesig nie, want dit wat in die hart was, het op haar gesig uitgestraal.
En dit is wat Paulus ook vir ons kom sê en vir ons kom leer in hierdie gedeelte. 'n Mens kan nie dinge fabriseer van die geestelike nie. Is alleenlik wanneer die Gees van God die dinge in my hart kom lewend maak, dat hy die letter kom doodmaak en dat die Gees van God lewe in my hart kom werk. En hy sê hierdie lewe ontvang ek by wedergeboorte. As hy dan ook sê die Here is die Gees en waar die Gees van die Here, daar is vryheid. Al wanneer ek ware vryheid kan geniet, is soos die vorige teks in vers 16 sê, maar wanneer hulle tot die Here bekeerd is, word die bedekking weggeneem. Wanneer ek 'n ware ontmoeting met die Here Jesus Christus gehad het, wanneer ek hom as my verlosser en saligmaker aangeneem het, dan word daar die bedekking weggeneem. Dis nie meer vir my 'n sluier en 'n toeboek nie, want die woord van die Here is dit wat vir ons kom openbaar. En dit wat hy vir my ook kom leer, hoe gaan ek anders die heerlikheid van die Here Jesus Christus leer ken, as wanneer ek die woord van God oopmaak, en wanneer ek in die woord van God lees, en ek sien die Here Jesus Christus in die woord van God, want dan begin ek sy heerlikheid aanskou. En wanneer ek hom sien in die woord, dan begin ek van gedaante verander na dieselfde beeld van die Here Jesus Christus, soos hy ook dan sê, terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld. Liewe toehoorder, ons, die kind van die Here, die ware weergeborene, sal die beeld van die Here Jesus Christus in sy hart dra. Net soos wat Moses daar die heerlikheid van die Here Jesus Christus geopenbaar het, dit uit hom uit gestraal het, as hy in die teenwoordigheid van God was. So sal ons lewe ook straal, as ons waarlik weergebore is. Die Here sê, julle is die lig van die wêreld. 'n Lig kan nie weggesteek word. Dit word nie onder 'n maatemmer weggesteek nie. Ek kan nie die lig van die Here Jesus Christus wegsteek in my lewe nie. En dit sê Paulus baie duidelik. Hy sê, julle is ons brief, geskrywe in ons harte. Van wat? Dit wat die Here in julle lewe kom doen het. As hy dan sê, begin ons weer om onsself aan te beveel, of het ons miskien so sommige aanbevelingsbriewe nodig, aan julle of van julle. Julle is ons gebrief, geskrywe in ons harte, geken en gelees deur alle mense. Die wêreld daar buite, sien dit in jou lewe, of jy die Here Jesus Christus in jou hart en jou lewe het. Daar's 'n kosbare lied wat geskrywe is. What you are speaks so loud, that the world cannot hear what you say. They're looking at your walk, not listening at your talk, and judge you by your actions every day. Dade spreek harder as woorde. En u en ek is ligdraers van die Here Jesus Christus. Daarom, die wêreld kyk na ons lewe en hulle wil die Here Jesus Christus in ons lewe sien. Dit is 'n interessante studie in Amerika, het die American Bible Society uitgevoer deur die Weekly Reader Research. En hulle het bevind dat die kinders wel hul ouers se gedrag weerspieël. As jy kyk na jou kind, dan sien jy baie van jouself in daardie kind. Hoeveel keer het my ma, het sy vir my gesê, ek sien jou pa in jou, deur jou gedrag. Dit wat ek in my dra. En as ek sê dat ek waarlik weergebore is, dan sal ek die gedrag van die Here Jesus Christus in my lewe weerspieël. Dit sal uitkom, die mense sal dit sien. En dit kan ek getuig van Lorraine. Sy was oorvloedig in haar woorde. Sy het oor die dinge van die Here gepraat. En wat vir my wonderlik was, is in hierdie laaste paar dae, het Dries getuig,
dan praat sy baie keer oor die dinge van die kerk. Hoekom? Dit was vir haar belangrik. Dit het uit haar geborrel tot aan die einde van haar lewe. Sy was 'n getuie daarvan. Dit het uit haar uitgestraal. Wat straal uit u en my lewe vandag? Nog verder het hulle bevind dat ouers wat weekliks kerk bywoon, het gewoonlik tieners wat dit weerspieël. Ek wil vir u vra, hoeveel tieners sien u vandag in kerke? Is daar nie dalk 'n klip wat na ons as ouers gegooi word, dat ons lewe nie weerspieël wat die woord van die Here wil hê dit moet wees nie? Paulus, as hy hierdie brief dan ook begin, dan sê hy dat ek nie 'n aanbevelingsbrief nodig het nie. Daar's mense wat met briewe rondgeloop het, om hulle self dan ook te promoveer. En so is daar baie mense wat met Christendom wil rondloop om hulle self te promoveer. En hulle probeer daardeur 'n beeld vir die wêreld te skep. En sommige kere is dit ook verwronge beelde van wat werklik in die hart van die mens aangaan. Want Paulus sê, julle is ons brief geskrywe in ons harte. Ek kan nie die dinge van die Here probeer fabriseer nie. Een of ander tyd gaan dit my teleurstel. Dit is 'n lewe wat moet voortgaan en waardeur deur Here Jesus Christus ook geëer moes word. Paulus moes hierdie brief juis skryf aan hierdie gemeente en dan verwys hy telke male na die gemeente van Galasië. Want in Galasië het hulle aan die een kant het hulle die Here Jesus Christus gehad en aan die ander kant het hulle die wet gehad. En hulle het gesê, al twee hierdie dinge moet saamwerk. En sien ons in vandag se dae, en gaan kyk maar 'n bietjie rond, hoe daardie back to Hebrew roots 'n ding is wat in ons tyd so posvat. Hulle wil die Here Jesus Christus aan die een kant hê, maar aan die ander kant wil hulle so wettisisme aan die ander kant hê. Hulle wil so die wet op mense afdring en sê as jy nie hierdie wet onderhou nie, dan is jy nie waarlik kind van die Here nie. Terwyl Paulus baie duidelik hier kom sê, hierdie hele gedeelte gaan oor die vryheid in die Here Jesus Christus. Hy wat ons kom vrymaak het. Hy wat die versoening aan die kruis kom bewerk het. Hy wat dit moontlik gemaak het dat die mens gered kan word. En liewe toehoorder, ek wil dit hier graag vir u noem, want ek sien dit maar net in ons tyd, dat so baie mense verward is. So baie mense hoor by baie kerkgenootskappe, ons is almal gered, ons is almal op pad hemel toe, ons is almal reg. Dis 'n dwaling uit die hel uit. Hoekom ek dit sê is, die woord van die Here is baie duidelik. Eers wanneer ek waarlik weergebore is, dan ontvang ek die ewige lewe. Dis met hartseer. Ek sê dit nie veroordelend nie, maar ek sê dit met hartseer, dat daar predikante is wat op kansel staan en mense verlei. Die Here Jesus Christus het universeel gesterwe. Ja, daarmee stem ons almal saam. Hy het universeel gesterwe, hy het vir elke mens gesterwe. Maar dan kom die woord van die Here, en hy sê die God vertraag nie die belofte soos sommige dit vertraging ag nie. Maar hy is lankmoedig en wil nie hê dat een verlore moet gaan nie, maar dat almal gered moet word. Almal is nie gered. Almal is nie op pad hemel toe gebore nie. U moet vir my 'n teksvers in die Bybel bring waar vir my wys dat ons almal op pad hemel toe gebore is omdat Jesus aan die kruis gesterf het. Nee, maar almal wat hom aangeneem het, aan hulle het hy die mag gegee om kinders van God genoem te word, aan hulle wat in sy naam glo. En dis iets
wat in Lorraine se lewe uitgebeeld was. Sy het dit geleef. Haar lewe was soos 'n spieël. En dit is wat hierdie skrifgedeelte sê, en ek gaan 'n paar kort gedagtes net vir u noem hier uit. En terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Soos Moses, as hy daar in daardie teenwoordigheid van God ingegaan het, was daar nie 'n bedekking oor hom gewees nie. Hy het die Here gesien soos wie hy is, en wie hy werklik is, en daardie heiligheid en daardie teenwoordigheid van hom, wat gemaak het dat sy gesig geblink het. Mense kon dit gesien het. Hy was in die teenwoordigheid van God gewees. En daardie spieël kom en hy openbaar dit. En hy wys dit vir ons. Hy sê daardie gesig wat blink is soos 'n spieël. En 'n paar gedagtes uit hierdie van wat 'n spieël vir ons doen. In 'n spieël sien ek die waarheid. As ek die woord van die Here lees, dan kom ek agter, maar hierdie woord van God is die waarheid. Jesus openbaar homself as die weg, die waarheid en die lewe. Niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Die waarheid leef binne in ons as ons waarlik weergebore is. Ek kan nie, en ek het dit net nou gesê, ek sê dit weer, ek kan nie God se goeders probeer fabriseer in my lewe nie. Dis die Gees van God in my wat hierdie verandering bewerk, en hy sê dit ook vir ons, dat ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid, as deur die Here wat die Gees is. Die Gees van God wat in ons woon. Hy kom openbaar deur Jesus Christus. Hy wys vir ons hoe lyk Here Jesus Christus. Hy wys vir ons die waarheid, die Gees van die waarheid. 'n ware spieël lieg nie. Mens skryf vandag mos spieëls, en as jy voor hom staan, dan het hulle daar so sekere kurwes in daardie spieël gemaak. En een van die kurwes wys dat jy lank is, en as jy by 'n ander ene gaan staan, en hy's anders gekurf, dan wys hy dat jy kort is. En dan as hy weer ingekurf, dan lyk dit of jy baie maar is, en as jy uitgekurf is, dan lyk dit of jy bietjie aan die vetterige kant is, nê? Is nie 'n ware beeld nie. Maar as jy voor die ware spieël van die hemel staan, dan sien jy die waarheid, en die waarheid word aan jou geopenbaar. En hoe meer jy in die waarheid dan ook kom, en hoe meer jy die waarheid sien, en hoe meer jy die waarheid lees, dan ontdek jy die Here Jesus Christus. Jy sien wie die Here Jesus Christus is. Ekskuus. Jy sien wie die Here Jesus Christus is. Hy word aan jou geopenbaar, soos die woord van die Here sê. Die heerlikheid van die Here kan ek dan aanskou. Ek sien wie Jesus werklik is. Ek sien hom as die verlosser, as die ene wat daar aan die kruis vir my sonde gesterf het. Ek sien wie ek werklik is, want die waarheid aangaande myself word geopenbaar, as die woord van die Here sê in Romeine 3 vers 23, want almal het gesondig, en dit ontbreek ons aan die heerlikheid van God. Ek is nie op pad hemel toe gebore nie, ek is in sonde ontvang en gebore, sê Dawid in Psalm 51 vers 7, hy sê daar so in Romeine 5 vers 12, daarom soos deur een mens die sonde in die wêreld ingekom het, en deur die sonde die dood, en die dood tot alle mense deurgedring het, omdat almal gesondig het. Dit sluit vir u en vir my ook in volgens, dat ek ook in sonde ontvang en gebore is, en die waarheid van die skrif openbaar dit aan my. Ek moet nog gered word, ek moet vrygemaak word, sodat ek in die waarheid kan kom. So die woord van die Here kom en hy openbaar die waarheid aangaande die Here Jesus Christus. Dit kom en dit reflekteer na my toe die waarheid, as ek in daardie spieël kyk. Johannes 1 vers 17 sê vir ons, want die wet is deur Moses gegee, die genade en die waarheid het deur Jesus Christus gekom. Die Here Jesus Christus is die waarheid. En hy het die waarheid aan ons kom openbaar. Johannes 3 vers 21, maar hy wat die waarheid doen, kom na die lig. Wanneer ek werklik myself sien soos wie ek is, en ek besef ek is in die duisternis, maar daar's lig,
Die Here Jesus Christus is die lig. Kan ek na hom toe gaan om my vry te kom maak, om my te kom verlos? Johannes 8 vers 32, en julle sal die waarheid ken, en die waarheid sal julle vry maak. Johannes 16 vers 13, maar wanneer hy gekom het, die Gees van die waarheid, sal hy julle in die waarheid lei. Die woord van die Here wil ons in die volle waarheid lei. En sy Gees is daar om in ons harte te getuig aangaande hierdie waarheid. Maar die tweede is, wanneer ek in daardie spieël kyk, dan sien ek myself vir wie ek werklik is, nee. Hy openbaar vir my wie ek werklik is. Ek het vanoggend na die spieël toe gegaan, hier so 'n dingetjie wat geplaat en ek sien hier so 'n blinde puisie. Hy het dit nie weggesteek nie. Hy openbaar vir my wat werklik in hierdie gesig van my aangaan. En dis die werk van 'n spieël. Ek sien myself vir wie ek werklik is. En daarom het Paulus ook vir hierdie mense kom sê het, maar ons lewe is 'n spieël. Ons het vir julle kom wys hoe julle moet lewe. Ons het gearbei onder julle. Daar was een keer 'n Hindoe vroutjie. En hierdie Hindoe vroutjie, verskoon 'n Moslem vroutjie, daar was 'n evangelis. En hy daar vir 'n groepie vroue het hy die evangelie bedien. En op 'n stadium staan een van daardie vrouens op. En sy gaan vir 'n oomblik weg. En na 'n rukkie kom sy terug, sy sluit daar aan. En nadat sy ook daar aangesluit het by hulle, toe daardie vrou na die tyd na hom toe gekom. En vir hom gesê, toe jy vir ons vertel het van al hierdie dinge, toe wou ek eers gaan hoor het, is dit werklik so? Ek het daar na jou huis op, daar by die werk toe gegaan, daar by die huis, en ek het gaan hoor, dit wat jy vir ons sê, of dit werklik in jou lewe realiseer. En hulle het gesê, dit wat jy vir ons sê, dit is wat in jou lewe ook weerspieël. Wat weerspieël u en ek na die wêreld toe daar buite? Hierdie klomp mense wou aan hierdie letter vashou. Hulle wou so wettisisties wees. Hierdie Judaïste wat daaraan vasgehou het. Aan die een kant Christus, maar aan die ander kant moet daar iets bykom. Nee, Christus het alles vir ons aan die kruis bewerk. Hy het die volle prys betaal. En hy het vir ons kom wys in die woord van die Here. Dis juis waarvoor hy na die aarde toe gekom het. En dat hy gehoorsaam geword het tot die dood, toe ja, die dood aan die kruis. Daarom dat die woord van die Here ook vir ons sê, in hom het ons die verlossing deur sy bloed. Mense sal werklik sien of ek bloedgewaste kind van die Here is. Dit sal uitwerk in my lewe. Want net soos daardie spieël, sien ek myself wie ek werklik is. Ek kom agter dat ek 'n sondaar mens is. Dat ek bevlek is voor die Here, soos die woord van die Here daar in Jesaja dan ook sê, Jesaja 64 vers 8. Ons geregtigheid is soos 'n besoedelde kleed. Ons mag miskien mense vandag mislei en voorgee. Maar God weet wat in ons harte aangaan. Hy weet wat in ons binneste is. Sy Gees kom openbaar dit en wys vir ons. En daarom, as ek werklik sê ek is kind van die Here, dan gaan my lewe dit getuig. Sê die woord van die Here dit nie vir ons, Jakobus 1 vers 22 tot 25? En word daders van die woord, en nie net hoorders wat julle self bedrieg nie. Daar's so baie mense wat al die terme ken. En hier is ons een persoon wat hier voor u staan vanoggend, wat al die terme geken het. Toe daar die kerkraad 'n onderhoud met my gehad het ek al die terme geken, want ek het in 'n godsdienstige huis groot geword. Maar in my hart het ek geweet, ek bedrieg hierdie mense. En God moes dit aan my kom openbaar. Ek kan nie God bedrieg nie.
'n spieël bedrieg nie, maar hy wys vir ons wie ons werklik is. Hy gaan voort, want as iemand 'n hoorder van die woord is en nie 'n dader nie, is soos 'n man wat sy natuurlike gesig in 'n spieël sien, want hy sien homself, gaan weg en vergeet dadelik hoe hy gelyk het. Kan ek dit werklik doen? Maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. So baie mense sien ons in die tyd, wat maar net ergens wil behoort. Hulle wil 'n lidmaat op 'n lidmaatregister wees, maar nêrens is hulle betrokke nie. Nêrens skakel hulle in nie. Die woord van die Here sê, ek sal betrokke wees, ek sal 'n dader van die werk wees. Dit was Lorraine. Daarvan kan ons getuig. Daai ywer wat sy gehad het, haar lewe wat sy gegee het, het sy oorvloedig vir die saak van die Here gegee. Maar daardie spieël is ook daar vir inspeksie. Hoeveel keer gaan ons nie daarso, die dames, en ek sien die mans doen dit ook deesdae, ons kan onsself nie gaan verontskuldig nie, dan stap ons gou by die man se kleedkamer of die dame se kleedkamer, en ons net kyk gou, die haartjies, is hulle in plek? Is die gremering nog mooi op hulle plek? Is alles daarso wat daar moet wees? En ek sien binne in daardie spieël, waar daar inspeksie gehou word. En die woord van die Here sê dit vir ons, daar sal inspeksie wees, want ek gaan, wanneer ek hierdie inspeksie doen, gaan ek myself sien vir wie ek is, ek gaan Jesus sien vir wie hy is, en ek gaan verander word na die beeld van die Here Jesus Christus, omdat ek binne in hierdie inspeksie sien, maar wie ek werklik is, hoe ek voor God staan, en hierdie inspeksie gaan my daartoe dwing. Hoor mooi wat sê die woord. Hy dwing my daartoe om te verander te word. As ek nie verander nie, is daar fout in my geestelike lewe. As die Here nie my kon verander in my gees nie, dan is daar fout in my geestelike lewe. En hoe maklik wys ons die vinger dan na ander mense toe. Hulle doen dit, hulle doen dat. Maar hier binnekant moet die inspeksie plaasvind. Hoe lyk my lewe voor die lewende God? En dat ek voortdurend sal verander na die beeld van die Here Jesus Christus, sy beeld wat in my lewe uitgestraal moet word. As Paulus dan ook vir hierdie groep mense sê, julle is ons brief. Ons lewe is vir julle inspeksie. Volg my na soos dat ek Christus navolg. Volg my voorbeeld soos wat ek Christus navolg. En ek dink ons kan iets van Lorraine daarin sê. Volg Lorraine na, soos wat sy die Here Jesus Christus nagevolg het. Onthou, Paulus het nie gesê, moet in my voetspore volg nie. Hy sê, maar soos wat ek in Christus se voetspore volg, volg so in Christus se voetspore. Dis sy begeerte wat hy uitgespreek het. Dat ons oë gefestig sal wees op die Here Jesus Christus. So baie mense het hulle oë op Moses gefestig, en voor Moses se oë was daar 'n sluier gewees. Daar was 'n bedekking gewees. Hulle kon nie hierdie heerlikheid van God in hom gesien het nie, as gevolg van hierdie bedekking. Wat veroorsaak bedekkings in ons geestelike lewe vandag? Is dit nie dinge soos sonde nie? Is dit nie dinge soos ongeregtigheid nie? Is dit nie dinge waarin ek God en mens teleurstel nie? Daar's 'n bedekking oor my lewe. Ek straal nie die Here Jesus Christus uit nie. Daar's 'n sluier oor my lewe. Hierdie sluier word deur die woord van God geopenbaar. As hy dan ook vir ons sê, daar in 1 Petrus 2 vers 2, en verlang sterk soos pasgebore kindertjies, na die onvervalste melk van die woord, sodat julle daardeur kan opgroei.
Wanneer ek hierdie introspeksie doen, dan sien ek waar ek in my geestelike lewe staan. En ek het 'n begeerte, ek moet na die beeld van die Here Jesus Christus, moet ek gevorm word. En daarom moet ek introspeksie doen in my eie hart en lewe, maar ook in die woord, om te sien hoe moet my lewe voor die Here Jesus Christus lyk. Maar iets wat wonderlik ook is van hierdie spieël, hy bring verligting. Is interessant dat hulle ook sê, wanneer hulle spieëls in vertrekke insit, is om die vertrekke ook groter te maak, maar daarmee saam ook om verligting te bring, om lig in die vertrek te bring. En dit is wat die woord van die Here Jesus Christus vir ons wil doen. Want wanneer ons daarin lees, dan bring dit vir ons verligting. As hy sê, en terwyl ons almal met onbedekte gesig, soos in 'n spieël, die heerlikheid van die Here aanskou. Dit was die heerlikheid van die Here, waar Moses se gesig begin blink het. Daai spieël bring daardie verligting. Dit openbaar, dit wys vir my uit. Daarom het Psalm 36 vers 10 vir ons sê, in u lig sien ons die lig. Daardie lig van die Here Jesus Christus, wat deur daardie spieël in my hart kom skyn, in my lewe kom skyn, sodat ek kan sien hoe lyk my lewe voor die Here. Dis juis wat die woord van die Here wil kom doen, om plek te maak vir die evangelie lig, om in my hart te kom skyn, om te kom openbaar, om te kom verlig, om vir my 'n beter visie en 'n beeld van die Here Jesus Christus dan ook te gee, maar ook van my lewe. Hy word in die skrif geopenbaar, en hy wys vir ons in die skrif. Daarom het hy ook vir ons sê, in Psalm 119, waarmee sal die jongeling sy pad suiwer hou? Deur dit te hou na die woord. As hy sê, u woord is 'n lig vir my voet en 'n lamp vir my pad. Hierdie woord wat vir my wil lei, wat vir my verligting wil bring, wat wil kom openbaar. As daar struikelblokke is, of vir my dit te kom uitwys. En daarom, dat in die laaste gedagte, daardie spieël vir my diepte en definisie kom wys. 'n Spieël wys diepte en definisie. Hy wys dit wat naby is, en hy wys dit wat ver is. En hoe nader ek aan hierdie spieël beweeg, hoe meer bring hy vir my daardie diepte en daardie dimensie van my eie geestelike lewe. Dis wat die woord van die Here hier sê. En terwyl ons almal met onbedekte gesig soos in 'n spieël die heerlikheid van die Here aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld, van heerlikheid tot heerlikheid. Hoe nader ek aan Jesus beweeg, hoe meer kom hy nou openbaar myself vir my. Kan ek al meer sien hoe lyk my lewe? Kan ek al meer sien hoe lyk die Here Jesus Christus, sodat ek kan verander word na die Here Jesus Christus toe? Dit was Lorraine se begeerte. Hierdie skrifgedeelte wat vir haar uitstaande was, om verander te word na die beeld van die Here Jesus Christus, van heerlikheid tot heerlikheid. Ek moes eers naby aan jou spieël vanoggend gekom het om jou blinde pysie te sien. Toe ek ver gestaan het, net so 'n knoppie gesien. Toe ek nader kom, toe sien ek, maar daar is so 'n knoppie ook by. En hoe nader 'n mens beweeg, hoe nader mens aan die Here Jesus Christus beweeg, hoe meer wil jy sy beeld in jou ook hê. Daar sal 'n begeerte daarna wees. As daar nie 'n begeerte daarna is vandag nie, liewe hoorde, dan is daar fout in u geestelike lewe. Jakobus 1 vers 25 sê juis, maar hy wat diep insien in die volmaakte wet van die vryheid en daarby bly, hy sal, omdat hy nie 'n vergeetagtige hoorder is nie, maar 'n dader van die werk, gelukkig wees in wat hy doen. Sy was gelukkig in haar werk. Sy het haar werk, het sy geniet. Sy het dit met oorgawe gedoen. Sy het dit met 'n glimlag in haar hart, maar ook in haar lewe gedoen. En hoekom sê ek dit?
Jy kan uiterlik 'n glimlag op jou gesig hê, maar sit iets onder druk. Wat gebeur met daai glimlag? Hy verdwyn. Maar wanneer jy onder druk is en jy het nog steeds 'n glimlag in jou hart, dan sal dit op jou gesig uitkom. En so kan ons getuig van Lorraine se lewe. Daai beeld van daardie blydskap, daardie opgewondenheid, dit wat sy kon gedoen het sy gedoen. Liewe toehoorder, ons behoort die beeld van die Here Jesus Christus in ons lewe uit te dra. Mense behoort dit in ons lewe te sien. Dit sal geopenbaar word in my dade, in my optrede. Daardie uitbeelding van die Here Jesus Christus, as hy sê, julle is die lig van die wêreld. Wat sien die wêreld van Jesus in u en my lewe vandag? Moet ons nie volgend voor die Here kom buig en sê, Here, maar hierdie lewe praat met my vandag. Wys vir my, ek is nie op die plek en die standaard waar ek moet wees nie. 1 Johannes 3 vers 2 sê, geliefdes, nou is ons kinders van God, en dit is nog nie geopenbaar wat ons sal wees nie, maar ons weet dat ons, as hy verskyn, aan hom gelyk sal wees. Daar gaan 'n tyd in my lewe wees, as die Here Jesus Christus my kom haal. En dit wat die woord van die Here sê, ons kan verseker wees, sy is nou sonder pyn. Sy is nou sonder hartseer. Sy is die ene wat verlig is van dit alles. En sy is nou waarlik in hierdie teenwoordigheid van God, oor daardie getuienis wat sy gelewer het, dat sy kind van die Here is. Liewe toehoorder, ek wil vir u vra, sal ons aan die Here Jesus gelyk wees, omdat ons waarlik weergebore is, begeerte het in ons hart, om na hom gevorm te word. En Kolossense 3 vers 10 sê ook, en julle met die nuwe mens bekleed wat vernuwe word, tot die kennis na die beeld van sy skepper. Dit behoort ons begeerte te wees, om na die beeld van Jesus verander te word. Romeine 8 vers 29, want die wat hy van tevore geken het, die het hy ook van tevore verordineer, om gelykvormig te wees aan die beeld van sy seun. Hoor mooi, dit is waartoe hy ook vir ons wil red, om ons gelykvormig aan die beeld van Jesus Christus te maak, sodat hy die eerstgebore kan wees onder baie broeders. Daarom sluit ek af met hierdie woorde, 2 Petrus 1 vers 5 tot 9, en juis daarom ook moet julle met aanbidding van alle ywer, by julle geloof voeg die deug, en by die deug die kennis, by die kennis die selfbeheersing, by die selfbeheersing die lydsaamheid, en by die lydsaamheid die godsvrug, en by die godsvrug die broederliefde, en by die broederliefde die naaste liefde. Hierdie kan ons amper sê stappe van vergelyking. Hoe ons na die beeld van Jesus Christus gevorm word. Want as hierdie dinge by julle aanwesig is en toeneem, dan laat dit julle nie ledig of onvrugbaar tot die kennis van ons Here Jesus Christus nie. Wanneer hierdie dinge in my lewe aanwesig is, wanneer hierdie dinge in my lewe groei, toeneem, laat dit ons nie onvrugbaar tot die kennis van die Here Jesus Christus nie. En waar gaan ek dit leer ken? Deur sy kosbare woord. Die beeld van die Here Jesus geopenbaar te sien, om hom van heerlikheid tot heerlikheid aan te aanskou, word ons van gedaante verander na dieselfde beeld van heerlikheid tot heerlikheid. Want hy by wie hierdie dinge nie aanwesig is nie, is blind en kortstondig en het die reiniging van sy vorige sondes vergeet. Waar staan u vanoggend met die Here? In die eerste plek, kan u waarlik getuig, soos Paulus dan ook hier getuig, dat sy lewe 'n getuie vir die Here Jesus Christus was, nie van homself nie. Hy het nie 'n aanbevelingsbrief nodig gehad van homself nie, maar God het hierdie brief in sy hart kom skryf, en hy kom skryf die brief in elke mens se hart, of jy waarlik weergebore is of nie.
As die woord van die Here sê in Romeine, hoofstuk 8 vers 16, sy gees getuig saam met my gees, dat ek kind van die Here is. Het jy daardie getuienis? Het jy daardie getuienis dat jy opgroei, dat jy jouself in die beeld van die woord van God sien, vir wie jy werklik is, en al meer gevorm word uit die beeld van die Here Jesus Christus? Het jy daardie begeerte en verlang in die hart? Want hoe meer ek Jesus raak sien, hoe meer sal ek na sy beeld gevorm wil word. Mag die Here vir ons help. Liewe toehoorder, met respek gesê, Lorraine is nie meer met ons nie. Hierdie woord kom tot u en tot my vandag. En ek moet met hierdie woord handel. Gaan u net 'n hoorder wees, of gaan u 'n dader van die woord van God wees, waarin die spieël van die Here homself kan kom openbaar, en dat ek myself kan sien vir wie ek is voor die lewende God. Mag die Here ons genade skenk. Mag hy vir ons help. As daar iemand is wat die Here mee gepraat het, ek het hier 'n boekie, stap vir stap, nie werklik besef, maar my lewe is nie reg voor die Here nie. Kom neem so 'n boekie by my, maak die saak reg met God, en ek glo die Here sal daarin verheerlik word. Amen. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, dankie dat u deur u kosbare woord ook met ons kom spreek. Dankie dat u vir ons ook kom wys, Here, wie ons werklik is deur die woord, maar ook u self. Here, dat ons u beeld in die woord mag sien en daardeur verander mag word. As u daar in Kolossense vir ons sê, lê af, dinge wat ons moet aflê, dinge wat hierdie spieël kom openbaar wat nie reg is nie, dinge waarmee ons bekleed moet word, u liefde, u genade, u vryheid, Here, dit wat u vir ons in ons harte wil kom uitstort, maar ook dit wat in ons geestelike lewe geopenbaar sal word. As ons getuig dat ons gevul is met die Heilige Gees, die vrug van die Heilige Gees, wat geopenbaar sal word in daardie liefde, in daardie blydskap, dat ons blydskap nie deur mense of deur iets gesteel word nie. Ons het daardie opgewondenheid in ons harte, omdat die Gees van God in ons woon. Daardie selfbeheersing, daardie dinge waardeur ons geoefen moet word. Help vir ons daarin om onsself te sien vir wie en vir wat ons is, en dat die woord van God dit aan ons kan kom openbaar. Here, wil kom bid dat u self ook nou die versterking ook sal bied, vertroosting, en dat u genade sal skenk vir die dae wat volg, dat u vir hulle ook sal bystaan, maar ook hierdie woord, dat u dit in ons harte sal kom ingrafeer, word verheerlik ook daarin. Amen. Liewe toehoorder, ek gaan vra dat ons die oorwinningslied gaan sing, en nadat ons die oorwinningslied gesing het, gaan ek dan die begrafnisbrief lees. Na die begrafnisbrief gaan ek die seën uitspreek, en dan gaan ek oorgee aan die begrafnisondernemers. So, en as ons dan daar klaar is, dan neem ons net gou weer ons sitplekke in, dat ons net al die bedankings dan ook net daarna kan doen. Goed, so dit is maar die volgorde. OK, goed. Kom ons staan en dan gaan ons die oorwinningslied sing, al drie daardie verse soos dit op die blaadjie is. Vir die familiebrief dan ook voor. Dit was die wil van ons hemelse Vader om jou skielik uit ons midde weg te neem. My geliefde vrou, ons moeder, dogter en vriendin Lorraine, in die ouderdom van 55 jaar. Ons sal haar baie mis, maar wat die Here toelaat is reg, en hy sal ons vertroos. Ons wat agterbly is versla, maar berus in Christus. Haar heengaan word diep betreur deur haar eggenoot, kinders, moeder en vriendin. Ek gaan die seën uitspreek, dan gaan ek vra dat die begrafnisondernemer na vore kom, waarin ons laaste eerbetoning sal toon, en dan as ons daar klaar is, wil ek net die bedankings dan doen. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy vrede. Mag die genade van ons Here Jesus Christus, die liefde van God, en die teeropsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met elkeen wees en bly. Amen. Baie dankie. U kan maar sit.
Nou net namens die familie dan die volgende bedankings dan ook doen. Aan Afbob, baie dankie vir al julle ondersteuning, hulp wat julle ook aan die familie gebied het. Ek weet dit is tye soos hierdie wat dit ook vir mense baie makliker maak as daar ouens is soos julle wat ondersteun en bystaan. Baie dankie ook daarvoor. Dan wil ons ook aan die onkologie afdeling in Bloemfontein baie dankie ook sê vir hulle bystand, hulp daar ook. Ons het die laaste keer wat daar was, maar net ook van goeie diens gehoor. En ons wil maar dankie sê vir hulle, ook vir die dokters wat oor haar was en gedoen het wat hulle kon. Dan ook aan die gemeente van Goudveld, vir al julle voorbidding in die afgelope tyd, die kos wat aangedra is, alles wat julle vir ons ook vir die familie beteken het in hierdie tyd, baie dankie daarvoor. Dan ook vir Winnend en Wilmarie, as ek reg, Wilmarie Massyn, wat ook gehelp het, die laaste oomblikke. Baie dankie ook aan julle van die familie se kant af, vir elkeen wat SMS'e gestuur het, elke ene wat WhatsApp boodskappe gestuur het, besoeke wat afgelê is, en elke van julle baie dankie daarvoor, en dan ook vir die familie wat van ver af gekom het, en ja, ek het dit by my skoonma, toe sy afgesterf het, en so 'n maand of wat terug, gesê, as ek iemand uitgelos het, ek het nie jou naam genoem nie, jy wil graag jou naam genoem gehad, kom sê vir my, dan sal ek jou persoonlik bedank, maar ons kan nie elkeen by die naam, gaan ons dalk iemand uitlos, en dan gaan iemand dalk vir ons kwaad wees, en ons wil nie dit hê nie. So baie dankie vir elkeen, en dankie vir julle wat hier was, elke ene wat ondersteun, ook op hierdie wyse, dit wys net, sy was 'n geliefde mens, as ons sien hoeveel mense dan ook vandag hier by mekaar is. Baie dankie namens die familie, en ook sterkte vir die terugreis, vertrou die Here sal u deurdra. Ek wil u nooi ook dan nou, namens die familie, daar in die saal is daar so 'n bietjie iets wat u kan geniet, dis die oormiddagete, so lekker curry en 'n rys, kom geniet dit saam met ons asseblief, en kom kuier saam met die familie. Baie dankie, dan is ons dinge nou afgehandel.